Jesus kan mense restoreer op die mees radikaalste wyse. Kom ons kyk na Lukas 5 vers 1 tot 11. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer van Genasaret staan en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar, en hy het gaan sit en die skare uit die skuit geleer. Nou Simon is Petrus, dis net sy ander naam. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon: vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom: Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit doen, het hulle 'n groot menigte van visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuite om hulle te kom help. En hulle het gekom en albei die skuite volgemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Jesus en sê: gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs van visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon: moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite aan die land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Hierdie is die storie van hoe Petrus Jesus begin volg het, wat 'n jarelange vriendskap en verhouding met Jesus geword het. Jy sien, Petrus het op daai stadium van Jesus geweet, want sy klein broertjie het vir hom vertel van Jesus. So hy het geweet, dis hoekom hy hom aanspreek as meester in die begin, né? Want hy weet, hy is 'n leraar. Nou sien, om die storie, die wonderwerk regtig te verstaan, moet 'n mens verstaan, hierdie meer van Genesaret was 'n varswater meer. Dit is nie eintlik 'n see nie, want dis varswater, so daar is nie sout in nie. Hulle het varswatervis daar gevang. Nou dit was nie 'n verskillike diep meer gewees nie, dit was maar baie modderig. En die vis wat hulle daar gevang het, was tilapia of so ietsiekie. Maar hierdie visse het net in die aand na die bokant van die meer toe gegaan. In die dag het hulle onder in die modder gebly, want dit was te warm. So, wat die visvangers gemaak het, is dit was 'n plat boomskuite gewees, hulle kon nou nie te diep gewees het met 'n boeg onder nie, het hulle dan nou hierdie skuite in die water ingevat, dan sit hulle lanterns reg rondom die rand van die skip, wat dan die muggies en die goggas lok, en dan in die aand, dan kom, as die muggies en die goggas nou daar is met die lanterns, dan kom hierdie tilapiaatjies nou op, en hulle vang die muggies, en dan vat hierdie vissers die nette en gooi dit oor hulle en vang hulle. Dit is hoe die hele storie gewerk het. Jy kan nou vir jouself dink, hulle die hele nag het Petrus hulle op hierdie skip gesit, met die lanternkies, al die olie is seker al uitgebrand, vol muggies, want jy weet mos hoe is muggies hier om jou die hele tyd, hulle moes ook in die muggies gesit het, en geen tilapiatjie het sy koppie by daai water uitgesteek nie. Hy's moeg en hy's knorrig, en hierdie man wat hy van gehoor het, wat hy meester noem, vra vir hom of hy in sy skuit kan klim, want daar's soveel mense, hy wil net so eentjie in die water ingaan, dat hy al die mense kan sien wat gekom het om na hom te luister en om met hulle te praat. En Petrus sê, ja, dis okay, hy vat hom. En so sit hy op hierdie skuit, die hele preek deur en luister na Jesus. En luister, en hy moes verslaag gewees het om hierdie woorde te hoor.
En toe hulle terug op die land kom, moes dit seker nou al diep in die dag gewees. Dit sê nou maar 10:00, 11:00 se kant. En daar's nie 'n manier wat hy nou kan visvang nie. Maar Jesus sê vir hom, gaan uit en gaan vang vis. Gooi jou nette in. En Petrus dog, OK, ek het nou al jou mooi woorde gehoor, ek sal nou maar uitgaan. En hy gaan uit. En hulle vang soveel vis van daai te loophuitjies, dat die nette wil skeer. En hy ander mense moet nader kry om hulle te kom help. En toe hy op die land kom, val hy voor Jesus neer en sê, ek is 'n sondaar. En hy dink hoe vuil hy is en hierdie reinmeester staan hier voor hom. En Jesus sê vir hom, staan op, kom saam met my. En wat doen Petrus? Hy staan op en hy gaan saam met Jesus. En na 3 jaar, wat hy 'n noue verhouding met Jesus het, verraai Petrus hom. Kom ons kyk in Lukas 22. In Lukas 22 vers 54. Waar's ek nou? Lukas 22 vers 54. En hulle het hom gevangene geneem, dis nou vir Jesus, en weggelei en hom gebring in die huis van die hoofpriester. En Petrus het van ver af gevolg. En toe hulle 4 in die middel van die binneplaas gemaak en by mekaar gaan sit, het Petrus onder hulle gesit. En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit, en nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders hom en sê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur het 'n ander een dit verseker en gesê, so waar hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik terwyl hy nog praat, kraai die haan. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Jy sien, in die oggendure besef hy het Jesus verloon. En Petrus, dit was nooit sy idee gewees nie. En al wat Jesus vir hom gevra het is, Petrus, jy is een van die 3 manne wat die naaste aan my is. Wil jy nie net by my wees deur hierdie moeilike tyd nie? En Petrus verraai hom. En hy sien hom eers weer 1,5 week later. En Petrus het tyd om tot verhaal te kom. Wat intussen gebeur het tussen die verraad en wat hy Jesus weer sien, is die ander, dis nou die ander disippels, het geweet van sy verraad. Maar hulle het besluit om hom te vergewe en liefde te gee. Hulle het hom omarm, hulle het hom genade bewys en saam met hulle gehou.